Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die Jode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam Psalm 103 vers 5 en vers 9. Amen.
Vader, almagtige en genadige God, ons kom vanoggend na U toe in die alleen genoegsame naam van die geliefde Seun, ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Ons prys U dat ons voor U troon mag buig, nie met die vrees van slawe wat op die sweep wag nie, maar met die vreeslose vrymoedigheid van kinders wat weet dat ons U liefdevolle Vader het as ons eie Vader. Ons dank U dat ons in Christus deur U aangeneem is en dat U ons beklee met volmaakte geregtigheid. Hemelse Vader, help ons om te leef in die lig van die onafwendbare dag wanneer ons voor die regterstoel van Christus sal staan. Laat ons nie leef vir die vlugtige goedkeuring van mense nie, maar laat ons U welbehae soek. Bewaar ons van 'n lewe wat werklik waardeloos en lig is. Vul ons sodat ons daagliks lewe en werk, ons verhoudings uitleef as mense wat die ewigheidswaarde van U naam ken en wat ook bereid is om daarvoor te leef in hierdie wêreld. Ons bid, Hemelse Vader, dat hulle wat verlam word deur angs, oor welke rede ook al, sal ervaar dat U hulle nie verwerp nie. Laat ons daarom dringend die evangelie met mense deel. Laat ons U woord uitdra, omdat ons weet dat die getal van die uitverkore kinders moet vol word. Laat ons dit nie los vir ander mense nie, maar laat elkeen van ons dit self doen. Ons bid vir 'n wêreld wat sonder hoop leef, wat die finale oordeel met reg vrees, omdat hulle Christus nog nie ken nie, of omdat hulle hom verwerp. Ja, gebruik ons as U kragtige getuies. Vader, lei ons deur U Gees om vandag met dankbaarheid en heilige fokus te luister na U woord en om te gaan leef werklik as die disippels van U Seun. En wanneer ons die wedloop eenmaal voltooi en voor U Seun staan, laat dit ons ervaring wees om U woord van genade te hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt, gaan die vreugde van my seun, van jou Here in. Ons bid dit alles nie uit eie verdienste nie, maar alleen in die groot en die kosbare naam van die enigste ware regter, wat terselfdertyd ook ons parakleet, ons advokaat is, Jesus Christus. Amen. Geliefde broer en suster, ons lees saam uit die woord van die Here, 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 1 tot 10. Ons weet tog dat wanneer ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het wat van God kom, 'n ewige woning in die hemele, wat nie met hande gemaak is nie, en daarom sug ons, want ons verlang intens daarna om met ons woning vanuit die hemel bekleed te word, as ons net nie ontklee en nakend gevind sal word nie. Want ons wat nog in die tentwoning is, sug as mense wat swaar kry, omdat ons nie ontklee nie, maar geklee wil word, sodat wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons juis hiervoor berei het, is God, wat aan ons die Gees as waarborg gegee het. Vers 6, daarom is ons altyd vol moed, al weet ons dat terwyl ons nog in die aardse liggaam woon, ons nie by die Here woon nie, want ons leef deur geloof, nie deur aanskoue nie. Ons bly egter volmoed,
Al verkies ons om eerder uit die liggaam te verhuis en by die Here te woon. Daarom, of ons reeds inwoon of nie inwoon nie, streef ons daarna om vir hom welgevallig te wees. En dan ons teksvers, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in sy liggaamlike bestaan gedoen het, of dit goed of kwaad was. Nou ek gaan nie die teksvers herhaal nie, dit was die laaste vers, broer en suster. Ons is hier besig, soos wat ek gesê het, met die voorbereiding vir nagmaal, en ek hoop werklik, u gaan dit baie ernstig vat om u voor te berei vir nagmaal, want nou kan jy jouself nog beoordeel. Daar kom 'n tyd wat ons voor die regterstoel van Christus gaan staan, en wat Christus gaan oordeel. En wanneer daar 'n gebrek by jou is in hierdie lewe, om oor jouself te oordeel, dan gaan jy, wanneer jy voor die Here Jesus Christus staan, onder die oordeel staan. So die voorbereiding vir nagmaal is 'n baie ernstige saak. Jy moet werklik na jou lewe gaan kyk en bepaal, wat is in jou lewe aan die gang? Want jy besef en jy weet, dat ek en jy kan enige oomblik voor die troon van Christus staan, die regterstoel van Christus staan. En dit, broer en suster, verander vir my alles in hoe ek my lewe benader. Dit met ander woorde beteken ek het 'n gewigtige verantwoordelikheid om mooi te dink oor wat ek doen, waarmee ek besig is, of waarmee ek nie besig is, terwyl ek op hierdie aarde is nie. En in 2 Korintiërs hoofstuk 5, wil Paulus juis vir ons sê, maak baie seker, dat jy reg geklee is, en ek sal deurlopend dit vir u verduidelik wat hy daarmee bedoel, maar dat jy met die waarborg leef, dat wanneer jy voor die Here staan, het jy in jou lewe met elke voorbereiding vir nagmaal regtig voorbereiding gedoen. Jy het jouself beoordeel sodat jy nie veroordeel sal word nie. En as jy jouself beoordeel het, dat jy uiteindelik sê, ek het die nodige aanpassings gemaak. Hierdie afspraak is vas. As jy 'n afspraak by die dokter het, dan gaan jy en jy kom daai afspraak na, of jy bel en jy kanselleer die afspraak, want jy gaan vir hom betaal. As jy hom nie betyds kanselleer nie, gaan jy vir daai afspraak betaal. As jy nie hierdie afspraak met die Here Jesus, dat hierdie voorbereiding is, gaan nakom, my broer en suster, dan weet jy wat dit beteken. Ek het dit vir u verduidelik nou. Voorbereiding vir nagmaal is dus wel 'n belangrike deel van ons lewe as gelowiges. Jy het 'n afspraak met die Here Jesus Christus. Ek weet nie wanneer die afspraak is nie, maar ek kan vir jou sê, daai afspraak is gemaak. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Niemand gaan die afspraak vryspring nie. Alle mense het die afspraak. Of jy hom ken, of jy hom nie ken nie, of jy hom wil ken, en of jy hom verwerp, die afspraak is gemaak. Dis broer en suster, ek dink jy verstaan die onafwendbaarheid daarvan. En dis dan ook die eerste punt wat ek by jy wil tuisbring, en dit is dat ons moet immers almal, en die apostel gebruik hier 'n uitdrukking wat daarop neerkom, dat dit is 'n onverbiddelike, goddelike verpligting. Onverbiddelike, goddelike verpligting. Dit is die Grieks wat hy hier gebruik. Dis die betekenis daarvan. Die afspraak gaan jy nakom. Of jy wil,
En of jy nie wil nie, hierdie afspraak gaan jy nakom. Ons hemelse Vader, broer en suster, se wil gaan deurgaan. Dit wat hy besluit het, is wat gaan gebeur. Dit is 'n ewige verordening van die Vader wat nie kan verander nie. Dit is onveranderlik. Dit is wat die Grieks hier sê. 'n Onveranderlike besluit van ons hemelse Vader. Wie is hier die ons? Ons sal immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Paulus sê daarmee, niemand is uitgesluit nie. Selfs nie as hier 'n kind in hierdie gebou is. Maak nie saak wat die ouderdom van daai kind is nie. Daai kind het dan ook, en jy as kind moet dit hoor, jy het dieselfde afspraak met die Here Jesus Christus, wat op sy regterstoel sit. So luister maar, dit is nie net jou pa en jou ma wat daai afspraak het nie, jy het ook daardie afspraak met hom. Dis gewigtig, broer en suster, hy sê, ons sal almal daar voor hom verskyn. En dan gebruik hy 'n spesifieke woord, wat eintlik beteken, en ek vind, ek hoor nou die dag van hierdie baie populêre himnes wat hulle sing, en ek kan nie die himne se naam presies onthou nie, maar dit kom eintlik neer op 'n roll call. When the roll will be called, I'll be there. Iets in die lyn is die bewoording, u sal dit dalk ken. Hierdie is nie roll call nie. Weet julle wat 'n roll call? 'n Roll call is jy staan daar, of daar staan gewoonlik in die weermag, het jy dit gehad, dan word die name afgelees, en almal sê, ja, ja, ja. Jou naam word net afgelees, en solank as wat iemand of jou vriende vir jou gesê het, ja, is jy aanwesig. Hierdie is nie roll call nie. Hierdie woord verskyn beteken die volgende. Dit beteken dat jy in die volle lig gestel gaan word, dat jy ten volle geopenbaar gaan word, dat alles in jou diepste wese sigbaar gemaak sal word, dat alle maskers afgehaal sal word. Dis nie net, my name will be read from the roll call and I can answer yes nie. Dis nie wat daar gaan gebeur. Daai woord sê ten volle deursigtig, geopenbaar. Hoe lank dit gaan wees, dit weet ek nie tussen my en Christus nie, maar dit sal gedoen word. Daar kan dus geen ruimte wees vir enige gemaakte vroomheid of skynheiligheid nie. Dit sal nie meer werk nie. Dit wat jy wou wegsteek, wat ongepas is, wat jy ongemerk wou hou verander, dit sal ook nie meer toegemaak kan word nie. En die opregte gelowige het niks om te vrees nie. Niks sal verborge bly nie, ook nie my hart en die rede waarom ek dit gedoen het, wat ek gedoen het nie. My gesindheid sal aan die Here bekend wees en sal openbaar wees. En die gesindheid van jou hart is vir hom baie belangrik. Ek hoop nie, u gaan vuurrooi word van skaamte nie. Ek hoop u gaan gevul wees met absolute dankbaarheid en blydskap. Paulus is baie duidelik oor die plek. En al die Afrikaanse vertalings het ek nagegaan, vertaal bema met regterstoel. En jy kan dit inderdaad ook so vertaal. Maar bema het ook 'n ander betekenis en ek sal vir u dit net nou gee in die tweede preek. Nou bema as regterstoel, en hy skryf hier vir die gemeente van Korinte. Hulle het in hulle stad het hulle 'n bema gehad op die agora. En die agora was die plein. En die bema was waar die regter gesit het, en as mense in die een of ander regstyd was, het hulle daarvoor die regter verskyn,
En dan het die regter van die bema, dis die woord wat Paulus gebruik, 'n uitspraak gemaak. Dit was die amptelike stoel van die Romeinse goewerneur. Al het hulle Latyn gepraat, hulle het Grieks net so maklik gebruik in daardie tyd. Dus geliefde broer en suster, dit is so dat die bema kan ook 'n podium wees by die Olimpiese Spele. En ek sal dit eerder in die tweede preek vir u uitlig. Wat gebeur by hierdie bema of die regterstoel? Dis opvallend dat, ek weet nie of u dit weet nie, en ek sê dit baie by die Bybelstudie wat ons doen, is dat die geliefde uitdrukking van die apostel Paulus is hierdie uitdrukking in Christus of in Christus Jesus. Daai uitdrukking gebruik hy die hele tyd. En hier staan dat hierdie regterstoel, hierdie bema, is nie die regterstoel van 'n wêreldse regter nie. Hy sê dit is die regterstoel van Christus. Bema tu Christu. Daar hoor jy die woord Christus. En dit is vir my 'n absolute verligting. Dit voel vir my asof daar 'n wêreld van my skouers afval as ek hoor dit is Christus se regterstoel. Dit is nie 'n vreemde se regterstoel nie. Ek staan hier voor 'n Here wat my ken en wat vir my in my plek gesterf het. Hy is die regter wat oor my lewe gaan oordeel. Nou, hy oordeel, en Paulus sê dit daar, en ek wil hê u moet hierdie deel baie mooi raak sien. Hy sê om te bepaal, om die vrug of die loon van die dade te bepaal, wat ek en jy hier op aarde dan in geleef het. Dis 'n genade loon, dis nie iets wat ek verdien het nie. Maar nou moet jy baie mooi verstaan, dat jy kan nie van hierdie regter af enige genade loon verwag, as jy nie iets geplant het nie. As die boere in ons gemeente nie saad in die grond plant nie, net kunsmis in die grond gooi, maar hulle gaan sit en hulle verwag om hulle stroopers aan die einde van die seisoen in daardie lande in te steek, dan weet ons tog, dit is ydel en verniet, want hulle het dan nie 'n saadjie in die grond geplant nie. Die mens, broer en suster, kan nie iets spaar in 'n bankrekening, en dan verwag jy daar moet geld in jou bankrekening wees nie. As jy nie iets gedoen het nie, deur uiteindelik te sê, in die diens van die Here, nie dat ek enige vergelding verwag vir wat ek doen nie, net uit genade, uit dankbaarheid. Broer en suster, wat moet jou genade loon dan wees? Die misdadiger aan die kruis, dink ek, is vir mense verwarrend. Daardie man wat daar hang saam met die Here Jesus, het homself die onding aangedoen, deur sy hele lewe niks te saai nie. Net altyd onttrek. Aan die einde van sy lewe kan hy hoogstens vra, Here, dink aan my wanneer u in u koninkryk kom, en die genade wat hy kry van die paradys, is 'n wonderlike genade wat jou die goedheid van God se hart wys. Maar daardie man se genadeloon is klein. Want daai man het in sy lewe, en ek wil nie hy wees nie, roekeloos my eie lewe leef, en nooit uiteindelik het ek iets geplant nie. Nooit het ek iets vir die Here gedoen nie. Om dit so te sê, wat moet hy vir my sê? Waaroor moet hy met my praat? Waarna kan ek en hy saam terugkyk? Wat ek in sy diens hier op aarde bereik het. Want ek was altyd te besig, of ek wou nie, of ek was nie lus nie, of ek was doeteenvoudig te oud, te siek. Ek het die een of ander verskoning gehad. Nou waarna kyk die Here? En Paulus sê dit, vanweë dit wat hulle in die liggaam gedoen het.
So as jy gedink het dat as jy in Christus is, dan word jou naam net afgelees. En Christus stel glad nie belang in wat jy op aarde gedoen het nie. Jy kry 'n blanko cheque of 'n stempel wat sê, hierdie persoon kan ingaan, soos 'n paspoortstempel. Dan is jy verkeerd. Dan lees jy nie wat in die Bybel staan nie. Want daar staan dat ons almal wat voor die regterstoel van Christus verskyn, sal uiteindelik, sê die Grieks, vanweë dit wat in die liggaam gedoen is, daai genadeloon ontvang. Dis jou hande, dis jou voete, dis jou betrokkenheid. Dit is om iets aktief mee besig te wees. En dan gaan die apostel Paulus en hy sê, daar is net 2 moontlikhede. Net 2 moontlikhede. En die eerste moontlikheid is, en die Griekse woord beteken, dit wat goed is, dit wat aktief is, dit wat nuttig is, dit wat opbouend is, dit wat edel is, dit wat tot eer van God is. Dit is daai woord agathon. En as jy dit nie meer besig is nie, dan sê hy, is jy besig met faulon. En faulon is doeteenvoudig kwaad, nie net kwaad en sleg nie, was dit maar net kwaad of sleg. Dit is waardeloos, leeg, nutteloos, strooi, hooi, van geen inhoud nie. Al die onbelangrikste dinge, geld, goed, jouself, jou lewe, jou prioriteite, dit wat jy wil hê, faulon, leeg, niks werd nie, 0, 0. Dis wat faulon beteken. Dis geliefde broer en suster, wanneer jy voor die bema van Christus staan, dan wil jy nie daar staan met, ek was nie lus nie, ek wou nie, ek wil nie deelneem nie, ek wil nie betrokke wees nie, ek is te oud, ek is te siek, ek is kwaad, ek weet nie wat 'n verskoning ek nog moet noem nie, dit is faulon, maar ek is nie daar nie, ek is doeteenvoudig nie, moet my nie bel nie, moet my nie vra nie. Het is maklik om dit hier op aarde te sê, maar wanneer jy voor die seun van God staan, voor die bema van Christus, gaan jy jou tong insluk. Dan is dit moeilik, broer en suster. En ek wil hê jy moet dit besef, en jy moet na jy lewe gaan kyk, want ek wil dit vir u kategories en baie duidelik sê, hier is geweldig baie faulon in hierdie gemeente. En ek sê dit in liefde, en ek sê dit as die bedienaar van hierdie gemeente, hier is baie faulon. Ek kan dit net vir u sê, ek kan nie u hart verander nie, ek kan nie laat anders dink nie, ek kan nie laat anders doen nie, ek kan vir u bid vir die werking van die Heilige Gees, en ek kan die woord van God aan u verkondig. Dis wat ek kan doen. En die mense wat betrokke is, en aktief is, en doen, sal ook vir u sê, as u voel, u is nie tevrede met wat ek sê, en sal hulle vir u sê, dis waar wat ek sê. En ons moet op mekaar let. Ek sê weer eens, dat dit wat Paulus hier sê, is, hy sê nie dit wat die Rooms-Katholieke gesê het, dat ons, en ek dink op presies hierdie vers, en ook 'n vers in Korintiërs hoofstuk 3, dat ons op 'n manier vir onsself iets verdien by God nie. Ons verdien nie vir onsself iets by God nie, ons verkort nie die tyd en die vagevuur nie. Maar jy en ek moet weet, broer en suster, dat uiteindelik is dit wat ek en jy hier op aarde doen, nie vir God onbelangrik nie.
Hy wil hê ons moet met goud en silwer bou, met edelgesteentes, agathon, dit wat tot sy eer is, wat die vuur en die proefvuur van God kan deurstaan. Hy wil nie hê ons moet besig wees met hout en strooi en hooi met faulon nie. En dit gebeur so maklik, want hy ou raak besig. Jy het baie dinge om te doen, jy het baie dinge om te bereik. Maar maak seker jy is nog besig met dit waarmee jy moet besig wees. Die apostel sê ook vir ons, en hy gebruik 'n woord wat daarop neerkom dat ons moet met die hoogste mate van passie ons daarop toelê om te doen wat ons moet doen, om agathon te doen. Hy sê eintlik dat ons met alle krag, alle vermoë wat ek het, middele waaroor ek beskik, moet ek met passie streef. God haat 'n passielose mens. Gaan lees die Ou Testament. Jy is maar net die vegetatiewe bestaan van die mens. Ek haal maar net asem. Ek is maar net hier in die gemeente. Maar ek maak nie 'n merk nie. Ek los nie iets positief nie. Ek maak nie 'n duik in hierdie wêreld vir die koninkryk van God nie. Ek is heeltemal passieloos. God wil hê ons moet met sterk passie, met die hoogste mate van passie, strewe vir hom en strewe vir sy saak. Ek vra dus vir u met hierdie voorbereidingspreek, hoe lyk jou lewe? En wat gaan jy daaraan doen? Amen. Kom ons sing saam. Psalm 90 vers 6, 8 en 9.
lees uit Johannes hoofstuk 5. Hierop het Jesus vir hulle gesê, amen, amen, ek sê vir julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie, behalwe wat hy sien die Vader doen, want wat die Vader ook al doen, doen die seun net so, die Vader het immers die seun lief, en wys hom alles wat hy self doen, en hy sal hom groter dade as dit wys, sodat julle verwonderd sal staan, want soos die Vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die volle oordeel aan die seun oorgegee, sodat almal die seun kan eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die seun eer nie die Vader wat hom gestuur het nie. Amen, amen. Ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het die ewige lewe en vir hom is daar geen veroordeling nie, maar hy het uit die dood na die lewe oorgegaan. Amen, amen. Ek sê vir julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die Seun van God sal hoor en die wat hoor sal lewe, want soos die Vader lewe in homself het, so het hy dit ook aan die Seun gegee om lewe in homself te hê. Hy het aan hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moet julle nie hieroor verwonder nie, want daar kom 'n tyd wanneer almal in die grafte sy stem sal hoor en sal uitkom, en die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, maar die wat verkeerd gedoen het tot die opstanding van veroordeling. Uit myself kan ek niks doen nie. Ek oordeel volgens wat ek hoor, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil nastreef nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dan ons teksvers, broer en suster, Romeine 8 vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir diegene wat in Christus Jesus is nie. Wat sal ons dan hiervan sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom ter wille van ons almal oorgelewer het, hoe sal hy nie ook saam met hom alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is dit wat vryspreek. Wie sal ons veroordeel? Dit is Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit, en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaar kry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, soos daar geskryf staan, terwille van u word ons die hele tyd aan die dood uitgelewer, word ons as slagskape beskou, maar in dit alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Ek is immers daarvan oortuig, dat nog dood, nog lewe, nog engele, nog magte, nog teenwoordige, nog toekomstige gebeure, nog kragte, nog hoogte, nog diepte, nog enige iets anders in die skepping ons sal kan skei van die liefde van God in Christus Jesus ons Here. En dan kyk ook na 1 Johannes 4 vers 16 en die daaropvolgende verse. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde, en wie in die liefde bly, bly in God, en God bly in hom. Hierin het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie, inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite, want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Broer en suster, in my bediening oor die jare, ongelukkig het ek te doen gekry met mense wat nie wou doodgaan nie.
Ek het ook te doen gekry met mense wat ek éventueel agtergekom het die rede waarom hulle nie wil doodgaan nie, is omdat hulle bang is om voor die Here Jesus Christus se regterstoel te staan. Hulle is absoluut bevrees daarvoor. Hulle is baie bekommerd daaroor. En hulle kan nie sterf voordat jy as die predikant of die ouderling by hulle sterwingsbegeleiding gedoen het nie. Nie voordat jy vir hulle gehelp het om iets baie belangrik te verstaan van die regterstoel van Christus nie. En nou moet jy nie dink, jy het baie tyd nie. Daar is redelik onlangs baie jong mense in hierdie gemeente dood. Ons het nie almal baie tyd nie. Ons weet nie hoeveel tyd ons het nie. Jy weet nie eers of jou kind wat langs jou sit 'n groot mens sal word nie. Dis die waarheid. Daar is baie kinders, ek het al baie kinders en babas begrawe in my bediening. Dis tog die werklikheid, broer en suster. Hierdie is nie 'n plek waar ek vir u 'n leuen kan kom vertel nie. Ons almal weet dit. Jy kan bang wees vir Christus se regterstoel. As jy dink dat die regter op die stoel het 'n skaal. En hy gaan jou weeg om te kyk of is jy goed genoeg? Het jy genoeg gedoen? Of as jy dink dat die regter op die stoel het 'n vergrootglas. En deur die vergrootglas gaan kyk hy na elke stukkie van jou lewe en elke detail en elke hoekie van jou hart. As dit is wie jy dink die regter is, en daarom is jy vir hom bang, ek het vir jou baie goeie nuus. Ek het regtig die evangelie vir jou vanoggend. Ek het vir jou die wonderlikste nuus, want Paulus skryf, en ek haal net aan, dit is nie my woorde nie, daar is dus nou geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat in Christus Jesus is nie. En ek het nou vir u gesê, dis Paulus se absolute geliefde uitdrukking. In Christus Jesus. Hy gebruik dit die hele tyd. Weet jy wat bedoel hy met veroordeling? Die woord wat hy gebruik is katakrima. Weet jy hoe werk die regstelsel? Die regstelsel het eintlik 3 stappe wanneer daar 'n saak is. In die eerste plek is daar 'n verhoor. En uit die verhoor uit kom daar 'n skuldig bevinding. As jy skuldig bevind is die tweede stap 'n vonnisoplegging. Dit word by 'n ander geleentheid gedoen. Na die vonnisoplegging begin die uitdien van die straf. So jy het die verhoor met die skuldigbevinding, jy het die vonnisoplegging en dan daarna het jy die uitdien van die straf. En daai woord katakrima sê al 3 daai stappe. Dis die 3 stappe. Dis wat katakrima beteken. Die volle proses, die hele proses reg het plaasgevind. Dit is wat daai woord gebruik, wat Paulus sê, daar is nou geen veroordeling nie. So Paulus sê, kom ek sê dit in plain Afrikaans, Paulus sê, die verhoor het plaasgevind, die uitspraak van die regter het plaasgevind, die vonnis is aangekondig, die vonnis is uitgedien. Daar is geen veroordeling met 'n voorwaarde vir die wat in Christus Jesus is. Daar bly met ander woorde nie nog iets oor wat gedoen moet word nie. Dit is groot, is dit nie? Is dit nie, as u vir my sê, dat dit is nie goeie nuus nie. Kyk, dit is goeie nuus. Is dit nie? En nou dink mense, wel,
Dis fantasties hierdie 3 goed. Geen verhoor met 'n skuldigbevinding nie, geen vonnis nie, en geen skuld wat meer uitgedien moet word. Dit is absoluut fantasties. Ek gaan dit eendag kry. Jy is verkeerd. Jy gaan dit nie eendag kry nie. Want jy lees nie wat in jou Bybel staan nie. Daar staan 'n woordjie noen. Daar is geen veroordeling, daar is nou geen veroordeling nie. En hy bedoel dit in terme van tyd. So dis nie iets wat jy eendag gaan kry nie. Daai katakrima, daai geen veroordeling kry jy nie eendag nie. Paulus sê, jy het dit. Nou. En hoe kan hy dit sê? Wel, broer en suster, hoe hy dit kan sê is, 2000 jaar gelede was die verhoor, die skuldigbevinding, die vonnisoplegging en die voltrekking daarvan. Dit is voluit uitgedien, daar was 'n kruis, daar was 'n opstanding, dit is afgehandel. En daarom kan hy sê, nou, dis reeds 'n werklikheid. Onthou nou waar ons begin. Ek het begin met hierdie preek saam met u by ek is bang om dood te gaan. Ek het daai vrees. Dan verstaan jy nie Romeine 8 vers 1 nie. Nou, as jy gaan kyk hoe wonderlik God se werk is daar natuurlik die voorbeeld van Israel in Egipte met die Pasga in Eksodus 12. Nou, al daardie Jode was niks beter as die Egiptenare en die res van Egipte nie. Die Jode het in die Gosen streek gebly. Maar daai Jode oorleef die dood van die eersgeborenes en hulle vee oorleef die dood van die eersgeborenes. Hoe het hulle dit oorleef? Hulle is dan niks beter as enige van die Egiptenare nie. Hoe het hulle dit oorleef? Wanneer die dood by hulle verby beweeg het, wanneer die Here se oordeel by hulle verby beweeg het, en hy by hulle huise gekom, het hy die bloed aan die deurkosyne gesien. Deur bloed is hulle gered. As jy 'n rekening het, en jy betaal die rekening af, ek weet dit is hier by 'n hardeware waar ek baie moet koop, dan op 'n stadium kom ek daar, dan betaal ek die rekening, en dan gee sy vir my 'n papiertjie, en dan skryf sy op my weergawe van die papiertjie, skryf sy betaal. En dit slaan deur op haar kopie in haar boekie, betaal. Weet jy wat is die woordjie in Grieks vir betaal? Die rekening is betaal. Tetelestai. So jy kry dit op die ekonomiese dokumente, op die papierwerk, op die fakture van daai tyd, tetelestai. Herken jy die woord? Dis 'n Griekse woord. Dit is volbring. Tetelestai, het die Here gesê. Tetelestai. Dit is betaal. Voluit betaal, heeltemal betaal, afgehandel. Die hele proses het verloop, dit is gedoen. Dus broer en suster, as Paulus kom by Romeine 8, het julle gesien, hoeveel vrae vra hy in Romeine 8. Paulus sê, as dit ware vir ons, en ek wil jou vra, gaan skryf eintlik Romeine 8 oor vanmiddag as jy die tyd het. Hy sê, stap saam met my, vat my hand, kom ek vat jou na die grootste hofsaal in die wêreld, in die heelal, in die kosmos. Kom saam met my na die hofsaal van God toe, waar Christus op die regterstoel sit. En dan begin hy 'n klomp vrae te vra in Romeine 8. Onthou, die boek Romeine, weet julle almal, is eintlik die groot hofsaak. En weet julle wie staan in die beskuldigingsbank? Dis ons. En Christus sit op die stoel. En wat so interessant is, buiten dat hy op die dokument skryf tetelestai, is hy in daardie hofsaal nie net op die stoel nie, maar hy kom staan ook langs ons as ons eerste parakletos, as ons eerste advokaat. Ons het nog ene. Weet jy reg, as jy jou diep in die moeilikheid is, jy het meer as een.
Daar's 'n eerste parakletos, is Christus. Wie is die tweede parakletos? Christus se Gees en die Vader se Gees, die Heilige Gees. Ons het 'n gedigte span. So al klaar die Satan ons aan, of ons gewete, van wat ook al ons op aarde verkeerd gedoen het, die regter ken ons. Dit is om die waarheid te sê ons advokaat, saam met ons tweede advokaat. Kan die saak verkeerd loop? Kan die saak sleg uitdraai? Onmoontlik. En dis wat Paulus vir ons probeer sê. Hy sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Die antwoord is voor die hand liggend. Dis die seun van die Vader, wat my saak hanteer. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? En dan sê hy, dit is God wat regverdig maak. En daai woord, regverdig maak, wat Paulus daar gebruik, beteken, God het so pas amptelik verklaar, dat hierdie mens, jy en ek, is nie skuldig nie. Hierdie is die hoogste hof. Niemand kan appel aanteken nie. Dis hoër as die grondwethof van Suid-Afrika. Die regter het gesê, die hoogste, belangrikste regter, dis die woord wat Paulus gebruik, sê, daar is geen veroordeling. Ek het reeds gesê, regverdig. Niemand kan appel aanteken teen dit wat hy gesê het nie. God het dit gesê. Dis wat hy woord beteken. Dis hoe seker dit is. Wie is dit wat veroordeel? Nie Christus nie. Hy is dan my advokaat, saam met sy Gees. Ek het 'n 1 en 'n 2 in my span. Dis broer en suster, as my dag kom, of my nag kom, skryf Paulus, skryf Johannes in 1 Johannes hoofstuk 4, dat ons met vrymoedigheid die oordeelsdag tegemoet kan gaan. En daai woord vrymoedigheid, parisia, beteken met 'n vrye, openhartige en onbevreesde reg dat ek is 'n volle burger. Ek staan nie voor God as 'n slaaf nie. Onthou Paulus gebruik nooit die woord tekna vir ons nie. Tekna is 'n kind of 'n seun. Hy gebruik altyd die woord huios. Ons is egte seuns van God. Onthou toe hy geskryf het, ons is beklee en nie ontklee nie. As jy die seun, die erfgenaam is, dan het jy by die Liberalia fees, het jou pa vir jou die kinderklere uitgetrek as jy so 16 jaar oud is, en hy het vir jou die kleed van die volwassene aangetrek, die toga van die volwasse man. Dit het beteken, jou pedagogos, jou slaaf wat jou die hele tyd geleer het, jy is nou sy baas, en jy kan alles erf. Jy kan nou sê wat gebeur met jou goed. En nou sê Paulus, ons is kinders, seuns van God, dogters van God, saam met Christus. En ons moet leer om so na onsself te kyk. Daar is nou geen veroordeling vir julle wat in Christus is nie, want Christus maak ons eie kinders. Kom ek verduidelik net hierdie. In die gelykenis van die verlore seuns, as daardie jongste seun in 'n vreemde land by die varkhokke staan, dan sê hy, ek gaan terug na my pa se huis toe. En ek sal teruggaan na my pa se huis toe, nie as 'n huios, as 'n seun nie. Ek sal in my pa se huis 'n doulos wees. Dit gaan nog vir my beter wees. Ek sal na my pa se huis toe gaan as 'n slaaf. En sy pa sit op die stoep. En hy ken die manier van sy kind wat daar aankom. En hy sê vir homself, dis my jongste kind. En in daardie gelykenis, weet julle wie's die pa wat op die stoep sit, nee? Julle weet dit is God, ons Vader. En dan hy pa staan op en hy gaan na daardie seun toe, en as hy by hom kom, dan sê hy nie vir hom, jy weet jy het my groot skade gedoen nie. Jy weet jy het die helfte van my goed gevat, en jy het dit gaan mors op slegte vrouens, en op 'n losbandige lewe nie. En ek kan jou dit nooit vergewe nie.
Hy vat sy seun, hy omhels sy seun, hy roep sy slawe en hy sê vir hulle, bring weer daai kleed van 'n eie seun van my en hang dit vir hom om. My seun is terug. Ten spyte van alles wat verkeerd is en alles wat hy gedoen het. En dan begin daai kind sy pa te dien soos wat 'n kind sy pa moet dien. As jy 'n slaaf is jy altyd bang jy's in die moeilikheid en jy hou jou mond. As jy 'n seun is, dan het jy 'n vrymoedigheid, sê Johannes. 'n Vrymoedigheid wat ons behoort te hê, want ons is die seuns en ons is die dogters van God. Want daar is geen katakrima meer nie. Geen verhoor met 'n skuldige bevinding, 'n vonnisoplegging of 'n oordeel wat nog uitgedien moet word nie. Nou gaan ek weer terug saam met u na 2 Korintiërs 5 vers 10 toe en daai woord regterstoel, bema. En in enige taal vervang jy nie in 'n ander taal dit net met een woord nie. Dit is nie altyd moontlik nie. Want die bema, hoe werk die atletiek hier by Hoërskool Heilbron? As hulle hardloop, dan sit daar tydhouers. En daai tydhouers, daar is skeidregter aan daai kant wat almal afsit. Daai tydhouers kyk dat almal het reg gehardloop en het nie in verskillende bane ingehardloop of ander gekeer nie. En dan gaan haal hulle die verskillende plekke. En dan vat hulle daardie verskillende plekke, soos wat hulle uitgevang het, en waarna toe gaan hulle dan, eventueel. Dis nou later, eers in die dag gebeur dit, maar in die ou tyd het dit anders te gewerk. Hulle vat hulle na die bema toe. Nommer 1, nommer 2, nommer 3. Jy staan by nommer 1, jy staan by nommer 2 en jy staan by nommer 3. En jy kry jou laurierkransie by die Olimpiese spele. Dis ook 'n bema. Wil jy op die bema van Christus, wil jy daar verskyn? Wil jy jou genade loon ontvang, broer en suster? Nie wat jy verdien nie. Kan nie sien. Hoekom sê Paulus? Daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat in Christus glo, wat hom aangeneem het nie. Geen veroordeling. Jy moenie trou, as jy voor daardie kerk, daar, by daai deure staan, en jy's bang om hier in te kom nie. Want dan staan die regte man nie hier voor hierdie preekstoel nie. Ons is op pad na die ewige bruilof. Ek is nie bang vir my bruidegom nie. Ek staan voor die deur. Ek weet wie my bruidegom is. Ek ken hom. Ek verwag nie dat my bruidegom my gaan weeg, my lewe gaan deurkyk met 'n vergrootglas nie. Hoekom sal hy? Hoekom sal hy? Want Paulus sê, daar is geen katakrima meer nie. Geen verhoor, geen skuldige bevinding en vonnisoplegging en geen straf om meer uit te dien nie, want hy op die troon, wat ook my advokaat is, het gesê, tetelestai, betaal. Nou vra ek, in die lig van die eerste preek, broer en suster, hoekom wil jy faulon? Hoekom wil jy 'n lewe hê wat jy vir God net strooi en hooi en hout wil aanbied? Hoekom? Jy's nie 'n slaaf nie. Ek staan nie agter jou met 'n sambok nie. Jy moet uit jou hart uit dien en liefde gee vir hierdie wonderlike God. Amen. Kom ons dank saam. Geen dood, geen mag, nie van die hel nie, of van hierdie wêreld nie. Niks nou, niks in die toekoms nie, Hemelse Vader, niks, maar niks kan ons ooit van u liefde skei nie. Ons hoor dit, ons voel verlig, ons is dankbaar dat daar absoluut geen veroordeling is nie.
En ons bely ook teenoor U dat ons het baie keer vir U strooi en gras en hout aangebied en ons het maar gedink U moet tevrede wees. Dis nie goed genoeg nie, ons bely dit, ons sê dit. Werk in ons elkeen se hart dat ons werklik gaan besin met hierdie voorbereiding met die oog op volgende week. En ons sien uit na volgende week. Volgende week kan ons hier saam met U seun aan tafel wees en ons is werklike, egte kinders van U. Dankie dat U ons nie verwerp nie, maar dat U om ons die kleed hang van egte kinders. Seën ons dan in hierdie week van finale voorbereiding. Baie dankie Here vir hierdie boodskap en vir ons gemeente. Ons bid ons gebed in U seun se naam. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons gaan afsluit broer en suster met Psalm 96 vers 7 en vers 8. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.